Mense haat my, ek weet dit, maar ek dink nie dat ek verkeerd is nie, want al haat almal my, beteken dit nie dat die content van wat ek sê minder descriptive is nie, of dat my emotions nie, omdat ek hulle gehaat het, justified is. Soos as my arm nou so gaan, en hy klap iemand, en ek sê, het was nodig. Gegewe dat dit gebeur het, was dit nodig. Wat meer wil jy hê? Ek gaan nie vir jou 'n moral argument gee, wat goed probeer justify, asof ek moes jy weet, in goed en sleg terms gedink het volgens wat jy besluit het dit beteken het nie. Nee, die goed het betekenis in sigself en die effek van dit as sleg in een liggaam is nie noodwendig sleg in 'n ander liggaam nie. En in daai sin is dit nie dat ek sê moralism apply nie, liewer sou ek sê dat of relativism dan nou apply nie. Ek sou sê dat die particular reaction van die particular liggaam is gedryf deur particular effects en mens kan hulle studie as 'n geheel en dat gegewe wese is hierdie sirkel, is dit groter as een manier gekleurdheid en die ander kant is nie reël nie of die ander kant gekleur en die ander kant is nie reël nie. Nee, alles is reël, al die moralities gebeur terselfdertyd, alles van Babylon gebeur terselfdertyd en dis nie dat jy net die representative standard het nie, dit is dat goed wat verkeerd is deur party mense geglo om reg te wees en die ability om in daai valsheid te lewe is apparently nie 'n probleem nie gegeewe dat die human liggaam gestructure is om 'n massive hoeveelheid van technical debt en cognitive dissonance te kan handle en dat mense eintlik nou maar net regkom so in hierdie grossly underdetermined terms. As mense nou sê wat sou dit beteken om alles te explicit te maak? Dan beteken dit dat jy gee jouself uit vir die toffie wat jy is en jy is bereid om gekou te word vir wat jy is, nie vir die limit van iemand anders se domheid nie. En dit beteken dan ook dat as iets slimmer as jy is en jy weet dit is geverstaan om so te wees in terme van soos code hy run, dis niemand se besluit nie, die code run en dit is vinniger en die effek kom vinniger en dit is cheaper, dan is daar daai eintlikheid van beterheid en in daai sin om te probeer resent wat beter is en te sê dat dit oppressive is, dat die wetenskap se sukses 'n horrible ding is sommer 'n pot stront wat anti-Oedipal is in 'n manier wat self probeer Oedipal wees deur om vir ander mense te sê dat you can't have that victory, maar net dat jy nie kan nie. Asof die gesê merely die feit van die masjien se werk laat ophou werk. So dit is stupid en mense operate regtig op hierdie tactics op hierdie level, maar daar is ook mense soos ek en verskeie ander wat beyond hierdie stupid contradictions is en in daai sin as ek dan nou nie 'n platform gegee word nie, as ek gesensor word deur byvoorbeeld TikTok of South African government of wat ook al jy dink jou morality was wat moes tel in jou gebied, dan is dit net 'n geval van petty repression wat die content van repression overextend na sy medemens toe, liewers as om die actual difference wat dit maak te kan appreciate in terms wat nie, hoekom jy so sê, overdetermined localism is nie, want daar is representation, daar is waarheid, daar is verstaanbaarheid en dit hoef nie ingelomp te wees en dis jou perspektief of dis subjective of dis wat jou gemeenskap glo nie. Nee, jy kan verkeerd wees in universal terms en jy kan reg wees in universal terms en ek sou verkies dat ons die content wat meer representative en meer waar is op kan staat maak met mekaar liewers as om te sak elke keer na 'n lowest common denominator van sleg wees. Letterlik, jy weet meer en jy sleg omtrent dit, want jy wil nie eintlik laat die victory wat is wees die victory wat is nie. So in daai sens as ons dan praat van post-repression politics, dan praat ons van iets wat verby leftism of right wing is in terme van daar kan nie demokrasie wees nie, want jy kan nie, hoekom jy so sê, almal laat overdetermined wees. Jy kan nie die geheel van die waarheid die hele tyd in 'n blik druk en dink hy gaan nie weer terug uitpop nie. Jy weet dat daar nie gaan pressure wees wat gaan culminate in iets anders as social determination fetish nie. Want dit is ook die ding, jy weet mense is soos dualists omtrent hierdie goed, jy weet hulle sê dat
die social is meer reël, soos jy weet Christendom met you must serve others en jy weet dat mens nie moet 'n ego het of narcissistic wees nie, maar die performative contradiction in dit is nog steeds dat die geheel wil hê dat iets moet baat en dit wat baat voel homself as 'n self en dit wat dan ook jy weet die non-duality van dinge realize, besef dat om jouself klein te hou, om die geheel te serve, is ook 'n manier om die geheel weg van homself te hou en in daai sin die balans is af en is nie dat daar moes 'n balans wees gegee dat daar in baie gevalle nie een is nie. Dis nou maar net dat if you do want better, then you can pursue better in terms of better, liewers dan in terms of what impresses worse people. En wat beteken worse? Dis nie dat ek jou compare relative aan 'n ander groep nie, ek compare jou aan die eintlike moontlikhede wat jy sou kon realize as iets met jou gebeur het wat jou beter opgeset het relative aan die ding wat jy heidaglik self van jouself doen. En in daai sens is dit better from self-comparison, van imminent kritiek, van die structural difference af, liewers as dat ek gebesluit het. Want ek sal vir jou sê, ja, philosophical decision is foreclosed. In ander woorde, slegs wese kan 'n verskil aan wese maak, en as mens dan nou leuns vertel, dan is dit die waarheid van 'n leuen. Soos as jy nou 'n theorie het en hy's nie korrek nie, dan is hy 'n theorie van die incorrectness van homself, en dit is dan nou 'n waarheid in sigself, en jy het nie dan geverloor in terme van correlationistically nie weet wat aangaan as 'n geheel nie. Jy weet mos nou wat nie werk nie. Nou ja, ons weet dat jy weet, ons weet jy het die surplus indexation en bo op jou eie stated limitations, en dat die repression van goed wat ek sê en mense soos ek is nie eintlik sintlik in 'n morele manier nie, selfs volgens jou eie standaarde. En in daai sin as ek sê ek hoef nie teks te betaal nie, ek skuld niemand niks nie en ek hoef nie te werk nie en ek gaan ook nie net nice wees met almal vir sommer nie, dan beteken dit eenvoudiglik net dat my structural independence kom voor social determination fetish. Die manier hoe die Here my gemaak het, is die ding wat eerste tel, en die kak wat jy aan my doen, tel tweede, want ek gaan nie die kak wat jy verwag, wat jy aan my doen, wat jy aan jouself doen, ek gaan nie daai kak aan myself doen soos jy verwag nie, en dus gaan ek ander gevoelens het, en hulle gaan politically relevant wees, net soos wat hierdie dinge grievance is aan jou kant, soos a thorn in someone's side. Ja, nou ja, dit is my gefried satisfaction, my 3 sente, met my ongekamde hare en lelikheid en al die kak. Jy sien, ek is 'n vry mens, ek hoef nie te sukkel met die onderdruktheid van die waarheid nie, van dat ander mense my nie van hou nie. My ego is sterker as jou ability om my in 'n blik te druk, letterlik. My ego is groter as joune, en ek is trots daarop, want my contents van my siel het ek hard voor gewerk.